Goeiedag, baie welkom. Vandag is die 5de Januarie 2026 en gister was die 4de Januarie natuurlik, die eerste Sondag van 2026. En die eerste Sondag in die kerk word genoem die Sondag Epifanie Sondag, waar ons die koningskap van Jesus vier. Sy koms as die koning van die skepping in die wêreld. Hier in Amersfoort is dit lekker koel en nat vandag. Ag, mag die kinders sommer hulle laaste week van vakansie geniet en mag die jaar vir julle almal baie geseënd wees onder die koningskap van Jesus Christus. En vandag se teksgedeelte is Psalm 72. Dit is 'n koningspsalm. Ons het gister baie lekker daaroor gesels in die kerk. Ek wil gou by jou hoor, wat sou jy graag wil begeer onder 'n koning? Ek dink alle mense begeer regtig geregtigheid en regverdige oordeel. As 'n mens dink aan die Lord of the Rings reeks, ek was baie mal oor daai flieks. Die koning in daardie reeks films was Aragorn, dink ek. En hy heers toe op die ouend en vrede is herstel in die hele koninkryk ensovoorts vir die mensdom. En maar die wêreldse koninkryke word gevestig en in stand gehou deur mag en geweld en krag en oorheersing. Natuurlik wie die sterkste weermag het, die grootste bomme het teëstaan. Dit is hoe dit werk in die wêreld, maar Jesus se koningskap is heeltemal anders. En die koningskap en die koninkryk van God, die Here heers deur genade, goedheid en regverdigheid, ware regverdigheid, geregtigheid, regverdige oordeel, 'n ander soort as wat ons in die wêreld ken. Selfs al probeer ons mense ons bes om regverdig te wees, en regverdig te oordeel teenoor mekaar en teenoor medemens, ons sukkel om dit reg te kry. Maar God se oordeel is werklik waar regverdig en reg vir almal wat betrokke is. In Psalm 72 is 'n koningspsalm, soos ek gesê het, dis gewoonlik sing of gebid wanneer 'n koning bevestig is in Israel in die Ou Testament. En dit begin so: O God, gee u beslissings aan die koning, u geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy u volk met geregtigheid oordeel, die magteloses met billikheid. En dan gaan dit so aan dat selfs die skepping deel in hierdie wonderlike heerskappy van die koning. In vers 6 sê: mag die koning wees soos reën wat neerdal op 'n gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek, so sagtheid en heerlikheid en nuwe lewe skep, nuwe groei bring, hierdie koningskap en koninkryk. En julle kan gerus die Psalm gaan lees, pragtige Psalm, en daar veral van vers 11 tot vers 14 sê dit nog meer oor hierdie koning se heerskappy. Al die konings sal diep voor hom buig, al die nasies sal hom dien, want hy sal behoeftiges wat hom hulp roep uitred, ook magteloses en mense wat nie helpers het nie. Hy sal deernis hê met hulpeloses en behoeftiges. Die lewens van behoeftiges sal hy bevry. Van onderdrukking en geweld sal hy hulle lewe vrykoop. Hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Dis wonderlik, en die Psalm sluit af met die lof aan die Here vir God, vir wie hy is, want God se wonders moet geprys word, en sy luisterlike naam moet vir ewig geprys word. Mag sy heerlikheid die hele aarde vul. Amen, amen. En die Nuwe Testament erken dat hierdie koningskap word natuurlik vervul, hierdie gebed vir 'n regverdige koning wat regverdig oordeel en reg oordeel en alle mense met regverdigheid hanteer, vervul is in Jesus Christus. Hy is die koning wat gekom het. Hy is nou ons koning. En ons wat in hom glo en hom volg, dien hom as ons koning, ons Here. Maar nog steeds is sy geregtigheid en sy regverdige oordeel is bietjie vreemd vir ons. Ons sukkel, want in die wêreld beleef ons dit heeltemal anders, nie waar nie? En die Here wil ook hê dat sy koningskap dan deur ons as sy kinders vloei in sy koninkryk wat die hele aarde insluit. So dit is 'n uitdaging vir ons as kinders van die Here hier in 2026, daar in ons gesinne, waar ons skool gaan, waar ons werk, dat ons onderdanigheid en ons navolging van Jesus as ons koning sigbaar sal word deur hoe ons ook regverdig optree en regverdig oordeel. En nie volgens reg en geregtigheid nie, want dit werk nie altyd, maar volgens genade en liefde, vergifnis. Romeine 3 skryf Paulus mos so mooi dat nie een van ons, nie geen mens wil vir God eer nie. Ons almal is sondig, maar God het aan sy eie geregtigheid voldoen deur Jesus te stuur om vir ons sondes te sterf. Dit is absolute genade. Ek en jy wat in Jesus glo,
weet wat ware geregtigheid en ware regverdige oordeel is. Dit word gedryf deur die genade van God en deur sy liefde en sy omgee. Dit trek mense na hom toe. Dit stoot nie weg as iemand verkeerd is nie. Maar natuurlik, daar is mense wat kies om in onreg te leef en wat nie wil regverdig geoordeel word nie, want dan is hulle skuldig. Die wat nie Jesus se offer aanvaar nie, God se offer in Christus aanvaar nie, bly altyd skuldig en wil nie beoordeel word nie, en soek nie God se oordeel nie, en daarom vermy hulle God, en ontken dat daar 'n ware lewende God is, waarvoor alle mense moet geoordeel word. God gaan alle mense oordeel, maar in Christus doen God dit vir ons, wat in hom is, heeltemal anders. Ons word nie meer geoordeel. Die oordeel is vrygespreek vir ons. Ons is nie meer skuldig nie. Waarlik vrygespreek. Daarom kan ons dan ook God se geregtigheid en sy goedheid, sy soort oordeel wys in die wêreld. Ek lees van 'n bakker wat in 'n dorpie was, en die bakker het gereeld by 'n boer botter gekry, en die boer moes vir hom 'n halwe kilogram botter lewer elke nou en dan, en die bakker het begin dink hierdie boer is besig om hom te verkil, en hy begin toe die botter weeg oor 'n lang tyd, en hy kom agter die boer verkil hom. Die botter weeg minder as 500 gram, en hy kla toe die boer aan, hy laat hom in hegtenis neem, en met die hofsaak vind die regter toe uit dat die boer nie eintlik 'n weegskaal het nie, hy het 'n balanseer weegskaal. En hy het toe ook nie iets om gehad wat 500 gram weeg nie, maar hy het die bakker se brood gebruik, wat ook veronderstel is om 500 gram te weeg, as die op die weegskaal om sy botter te weeg. Die wêreld is maar 'n onregverdige plek, en selfs ons beste dade is partykeer vol ongeregtigheid en vol onregverdige oordeel, maar Jesus, hy is waarlik 'n wonderbare koning. Hy is werklik regverdig, en sy geregtigheid is genadige, liefdevolle oordeel. En ons soek na sy soort koningskap. Ek en jy in 2026, ons soek sy heerskappy en sy koningskap, natuurlik in ons eie lewe en in ons huwelik, in ons gesin, in ons familie, in ons dorp, in ons land en die wêreld. En ons bid daarvoor. Jesus, mag u koningskap meer vir ons elkeen sigbaar word, en u manier van koningskap. Maak dit in ons hart los, deur u woord en deur die Gees. Help ons om mekaar te wys oor watter soort koning u is, Here, ook teenoor hoe ons teenoor mekaar optree, en teenoor die wêreld. Ons bid dat die koningskap sal uitbrei in die wêreld, dat meer mense daar onder u koningskap sal begin staan, en na u toe sal kom as koning. Vader, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. 'n geseënde dag en week vir julle.